Die Bybel praat eintlik baie oor gesindheid. In Filippense 2, terwyl Paulus in die tronk sit, dan sê hy vir die mense, dan sê hy, julle moet Jesus se gesindheid hê. Hy sê, ek weet julle kry swaar. Hy sê, ek weet dit gaan rof, ek weet daar's baie uitdagings. En hy skryf dit uit die tronk uit, hy het dit nou aan sy lyf gevoel. Hy het waarskynlik geweet, as dit so met hom gaan dit binnekort met van hierdie gemeentelede so gaan. Dan sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Jesus was. En dan sê hy, Jesus het afgestap aarde toe. Ek het hierdie week 'n ding gehoor wat Karel Jung gesê het. Ek het al 'n klomp goed oor Karel Jung gelees. Hy's nogal 'n aangrypende ou wat oor die sielkunde baie geskryf het, maar ook oor die misterie en ook so 'n bietjie oor die religie, oor die godsdiens. En hy sê 'n klomp belangrike mense vind God nooit nie, want they never look low enough. En dis wat Jesus kom sê, jy moet eintlik afgaan. Nee, hy sê dieselfde gesindheid met in julle wees wat daar in Jesus was, en dan vertel hy hoe Jesus afgekom het. Hoe hy die gestalte, hy sê dit letterlik, van 'n slaaf aangeneem het. Vir die antieke mens was dit verskriklik om te dink. So sê hy, die seun van God, het homself soos 'n slaaf gedra, gehandhaaf, die wêreld benader vanuit daai posisie. En dan sê antwoord ja, en dan later dan sê Paulus, 'n bietjie verder aan, jy kan eintlik die hele Filippense lees, was baie oor gesindheid in. Hy sê eintlik, met sy voorbeeld, Paulus, en met sy aanmoediging, sê hy presies wat Spreuke 15 vers 15 sê. Spreuke 4, dan sê hy vers 5 tot 8, hy sê moet oor niks besorg wees nie. Maak alles in julle begeertes, ek sê dit weer. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. 'n Ongelooflike gesindheid om te hê, wanneer jy die vrede van God kan beleef, wat alle verstand te bowe gaan. Want so dikwels koppel ons vrede aan iets buite ons, aan iets wat ek verstaan of nie verstaan nie. Dit is amper asof ons verstaan as 'n voorwaarde gee vir vrede. En dan sê Paulus hier, maar God sal vir ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En dan later, aan eindig hy weer met dit, dan sê hy, en God wat vrede gee, sal by julle wees.